Die nuwe sangsensasie van Suid-Afrika, Jasmine, sal jou sprakeloos laat wanneer sy begin sing. En ons kuier vandag 'n bietjie saam met hierdie talentvolle skoonheid om meer uit te vind oor haar debuutalbum, Jy wens jy kon sê. Baie welkom in die vermaaklikheidsbedryf, Jasmine. Ons is saam met jou opgewonde oor hierdie briljante produksie. Baie dankie Nadia, dit is my groot voorreg om hierdie vermaaklikheidsbedryf toe te tree met my debuutalbum Jy wens jy kon sê. Ag, en ek hoop regtig dit sal mense se harte aanraak en dat hulle daarvan sal hou. So wat sou jy dan sê was die motivering agter hierdie album? Sang is my passie, maar ek dink wat my die grootste vreugde sal gee om nie net dit uit te leef nie, maar om regtig liefde, hoop en vertroosting deur my sang aan mense te gee. En dit is my hele doelwit met hierdie album. Watter style van musiek kan die luisteraars verwag? Ek is baie lief daarvoor om ligklassiek te sing, maar ek wou 'n goeie variasie op die album hê en dit varieer van ligklassiek na classical rock pop, na kontemporêr en Celtic. Wel, hierdie sensasionele 13-snit produksie sorg beslis vir verskeidenheid. Daar is 7 Afrikaanse en 6 Engelse liedere. 9 daarvan is oorspronklike werke. Die Afrika Koor, as ook die koor van die Universiteit van Johannesburg Voices Plus, het aan 2 van die liedere gewerk en voeg regtig 'n dieper dimensie by aan hierdie liedere. Die hoendervuisoomblikke is onvermydelik met die aanhoor van die strykorkes, kore en die mansgroep wat die fantasie afrond. Wie is die vervaardiger op so 'n uitstekende produksie? Ek het die voorreg gehad om die bekwame Johan Huystek as my produksieleier te hê en ek is elke dag dankbaar daarvoor. En die album was by MMX Studios in Midrand opgeneem. En saam met Johan van der Kolf en Johan Huystek is 'n dinamiese span wat regtig net die beste in enigiets uitbring. Was Johan Huystek nie ook die musiekvervaardiger vir die film Liefling nie? Want ek is natuurlik 'n groot aanhanger omdat my pa een van die hoofrolle vertolk. Dis korrek, ja. Net uitstaande werk wat uit sy hande uitkom. En regtig 'n wonderlike mens om mee saam te werk en ek sal definitief in die toekoms nog 'n lang pad saam met hom wil stap. Jasmine, jy het nie net die stem nie, maar beslis ook die beeldskone voorkoms wat daarbey pas. Dit het natuurlik vir haar hierdie jaar die Face versus Voice titel in Suid-Afrika besorg. Die kompetisie word aangebied deur Eurovision Rest of the World en daar is 30 beoordelaars wat uit 26 verskillende lande vir hierdie nuweling gestem het. Jasmine het reeds in Europa 'n golf van opwinding veroorsaak en sy is deur Eurovision genooi as 'n Suid-Afrikaanse verteenwoordiger vir Eurovision 2011. Haar lied, Dit is vir jou, is 'n uitvoerproduk wat nou ook in Italiaans aangevra is. Dit is verskriklik opwindend, want dit is immers Eurovision Europa wat vir mense soos Celine Dion en ABBA 'n baie goeie platform geskep het. Hoe voel jy om so 'n titel agter jou naam te hê? Ek was absoluut stom geslaan. Ek het dit glad nie verwag nie, maar dit was regtig 'n aangename verrassing geweest. En dit is 'n voorreg want Eurovision is baie goed vir hulle kunstenaars en hulle maak regtig 'n deur oop na die buiteland en ek sal definitief nog 'n lang pad saam met hulle ook wil stap. Elkeen van ons het tog sekerlik ikone in 'n spesifieke industrie. Wie is die mense saam met wie jy graag die verhoog sou wou deel? Sjoe, in die land is daar baie kunstenaars met wie ek bitter graag 'n verhoog sal wil deel, maar as ek iemand nou kan uitlig, sal ek sê Janel en Toby Jooste. En wel, Sarah Brightman en Josh Groban en Enya was nog altyd my rolmodelle, so dit sal 'n droom wees wat waar word as ek eendag saam met hulle verhoog kan deel. Hoewel mens daardie ikone het saam met wie jy die verhoog wil deel, dink ek met 'n stem en talent soos joune sal drome nie net drome bly nie. En jy het al die verhoog gedeel met baie Suid-Afrikaanse kunstenaars. Nadia, ek het al die voorreg gehad om saam met Romans die verhoog te deel en dit was absoluut 'n hoogtepunt in my lewe gewees. Ek het al saam met Sonja Harold met 'n baie spesiale geleentheid die verhoog gedeel. Ek het ook 'n voeltjie oorvlei dat jy saam met Manuel Escorcio gesing het. Dis reg, Nadia. Laas jaar het die Voortrekker Monument 'n 60ste bestaансjaar gevier en ek het die voorreg gehad om saam met Manuel Escorcio 'n sangitem te kon lewer. Wel, daar het jy dit nou. Jasmine vat jou op 'n reis van verkwikking en is beslis 'n moed vir enige musiekfynproewer. Haar hemelse sang is siele self en beloof om 'n hele paar immergroen treffers op te lewer. Vir meer oor die talentvolle sangeres, besoek haar webblad, kuier saam met haar op Facebook of stuur gerus vir haar 'n e-pos. Sy hoor graag van jou.